by episode 6.3 van die Hartlike Huisgesin reeks. In die vorige episode het ons na die emosionele behoeftes van sekuriteit, dissipline, lof en erkenning gekyk. En as jy kan onthou, in die heel eerste episode oor emosionele behoeftes het ons bespreek dat speeltyd saam met 'n kind deel van die gesin se roetine kan word. In die vorige episode het ons gekyk na 'n week se beplanning wat die huisgesin kan help met voorspelbaarheid. Ek moedig u aan om hierdie take deurlopend te doen en nie net eenmaal nie. Ek herinner u dat verandering is iets wat oor tyd plaasvind en wanneer hierdie dinge toegepas word, glo ek dat daar wel verandering in gedrag sal kom. Die vierde behoefte behels blootstelling aan nuwe ervarings en dis hierdeur waar kinders iets van hulle self leer en ook van die wêreld. Daar is twee kernvaardighede wat deur nuwe ervarings gekweek word. Die eerste een is emosionele veerkragtigheid. Dit ontwikkel waar hulle aan nuwe dinge blootgestel word en gekonfronteer word met uitdagings. En die tweede een is selfvertroue wat gevestig word deur hierdie uitdaging of probleem wat hulle dan wel oplos. Hulle leer om aan te pas by nuwe situasies en om teleurstellings te ervaar en te verwerk en so ook probleme op te los. Dit versterk kinders se emosionele veerkragtigheid en dit help om te groei in die hantering van emosies en situasies. Dit is belangrik om selfvertroue aan te moedig wanneer dit kom by nuwe ervarings. Kinders het dikwels 'n behoefte aan selfvertroue wanneer hulle nuwe ervarings of situasies hanteer en jy as ouer of voog speel die belangrikste rol om selfvertroue op te bou. Ook in die geval waar die ervaring dalk nie baie positief was nie. Hier kan jy dit gebruik as 'n les vir hulle om in sterk te word. Dit bou daai veerkragtigheid en breek nie net hulle selfvertroue af nie. Kinders kan in die begin baie skaam en onseker voel en dit is belangrik dat u bystand bied in die midde van 'n nuwe ervaring tot en met hulle gemaklik is daarmee. U kan hulle ook gerus stel oor al die gemengde gevoelens wat hulle baie kan ervaar, soos bang, skaam, onseker, teleurstelling en dat dit normaal is om hierdie emosies te ervaar wanneer mens met nuwe uitdagings te kampe kom. Nuwe ervarings in die wêreld leer hulle ook van die wêreld daar buite en of hulle bekwaam is om daarin te kan oorleef. Afhangend van u kind se temperament kan eenvoudige nuwe ervarings gebruik word, soos byvoorbeeld om in 'n winkel terwyl jy by die til staan om die kind aan te moedig om die personele te vra wat is hulle naam en iets waarvoor hulle dalk dankbaar is. Die kind dan kan sy naam gee en ook sê waarvoor hy dankbaar is. Dis eenvoudig. Nuwe ervarings hoef nie altyd geld te kos of groot goed te wees nie. Hier is 'n paar voorbeelde wat u kan gebruik. Kamp in die tuin. Maak 'n kaartjie miskien vir die karwag by die supermark en laat die kind dit vir hom gee wanneer jy ry. Bou 'n pakkie met skryfbehoeftes in vir minder bevoorregte kinders of 'n plek van veiligheid vir kinders en gaan laai dit daar af. Verf of teken iets van YouTube af, daar is klomp oulike idees wat u kan bystaan met hierdie aktiwiteit. Bou 'n hindernisbaan met stoele en komberse in die huis en doen hierdie saam. Die taak en toepassing vir die week is kies 'n nuwe ervaringsgeleentheid wat julle as gesin saam kan doen. Ideaal kan 'n mens 2 keer 'n maand 'n nuwe ervaring aktiwiteit inwerk en dit hoef nie altyd geld te kos nie. Dit is belangrik om die kind se belangstelling en temperament natuurlik in ag te neem. Vir kleuters het ek 'n video wat u kan volg. Die videoetjie sal die naam verskyn op die skerm. Daar is heelwat oulike aktiwiteite wat gedoen kan word en daar is ook 'n videoetjie vir laerskoolkinders wat u kan gebruik en dan so ook vir tieners. Probeer om nuwe ervarings deel te maak van u nie daaglikse roetine nie, maar u maandelikse roetine. Ons beweeg dan aan na ons laaste emosionele behoefte en dit is die behoefte na verantwoordelikheid.
Die volgende punte word versterk deur verantwoordelikheid uit te oefen. Selfvertroue. Verantwoordelikheid gee die kind 'n geleentheid om te bewys dat hulle betroubaar is en dat hulle in die staat is om take en verpligtinge te hanteer. Deur suksesvolle verantwoordelikheid uit te voer, ontwikkel 'n kind selfvertroue en 'n gevoel van selfwaarde. As u as groot mens hulle toevertrou met 'n taak, dan moet dit tog iets van hulle vermoë sê, nê? Onafhanklikheid. So verantwoordelikheid gee die kind die geleentheid om selfstandig te wees en hulle eie besluite te neem. Dit help om 'n gevoel van onafhanklikheid te kweek en gee die kind 'n gevoel van beheer oor hulle eie lewe. En ons tieners het veral 'n behoefte na hierdie. Groei en ontwikkeling kan ook plaasvind deur kinders verantwoordelikhede te gee vir spesifieke take. Word hulle uitgedaag om 'n nuwe vaardighede dalk aan te leer. Hierdie uitdagings dra tot hulle algemene groei en ontwikkeling by. Hulle kry ook vertroue in hulle eie vermoëns. Wanneer 'n kind verantwoordelikheid neem vir 'n taak en dit suksesvol hanteer, word hulle bewus van hulle vermoëns en ontwikkel hulle 'n gevoel van selfvertroue. Dit help hulle om die vertroue te hê om toekomstige uitdagings te kan aanpak. Dit leer hulle ook 'n verantwoordelikheid teenoor ander. Dit leer hulle om te gee oor ander se behoeftes en dat hulle ook belange het. Dit sluit in om verantwoordelikheid te neem vir hulle optrede en hulle woorde te tel. Hierdie bewustheid van die impak van hulle optrede op ander help om empatie en respek te ontwikkel. Dit het ook 'n gevoel van doel en betekenis. Verantwoordelikheid gee 'n kind 'n gevoel van 'n doel en 'n betekenis. Wanneer hulle 'n taak suksesvol hanteer en verantwoordelikheid toon, voel hulle dat hulle 'n bydrae lewer en dat hulle 'n belangrike rol in die omgewing kan speel. En hierdie is so belangrik vir ons kinders. Die taak en die toepassing wat ek graag aan u stel vir hierdie week is dink aan 'n verantwoordelikheid wat u kind tans het en wat hulle dalk reeds doen en dan kan u 'n verantwoordelikheid dalk byvoeg. Hierdie spesiale verantwoordelikheid is bo op die gewone reëls en take wat hulle reeds in die huis dalk doen. Die verantwoordelikheid moet ouderdomstoepaslik wees. Kleuters kan miskien die kussings op die banke sit. Dit is 'n ouderdomtoepaslike taak. 6 tot 10-jariges kan miskien die gordyne in die huis toetrek. 10 tot 15 kan dalk die plante nat maak en 'n aandete maak. Ek herinner u dat verantwoordelikheid wat nie uitgeoefen is nie noodwendig gestraf hoef te word nie, maar verantwoordelikheid wat uitgeoefen word definitief beloon. Dit is die einde van ons hartlike huisgesin episode nommer 6. Waar ons gekyk het na die emosionele behoeftes en ek glo dat u elkeen by hierdie wel kon baat vind. Ons sien mekaar in die volgende reeks, episode 7.